Goeiemôre broers en susters, baie welkom by hierdie erediens. Ek hoop dit sal vir ons elkeen se geloof goed wees om hier te wees. Jesus Christus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my nie. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan lees uit Psalm 8 en Filippense 2, maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Heilige God en Hemelse Vader, ons dankie dat ons op hierdie dag hier saam kan wees in 'n diens tot u eer. Ons dankie dat ons kan sing en bid en lees en luister, dat ons saam kan wees om u stem te hoor. Om u stem te hoor sodat ons in ons geloof versterk kan word, dat ons met groter blydskap en groter gehoorsaamheid voor u kan leef. Daarom vra ons dat u met elkeen van ons sal wees in hierdie erediens. Dat u deur u Gees met ons sal praat en dat ons gehoorsaam sal luister. Ons bid vir die verkondiging van die woord, ook as ons hier uitstap, waar elkeen van ons in die lewe instap om tot u eer te leef en so te verkondig. Ons bid vir hulle wat in moeilike omstandighede die evangelie leef en verkondig. Maak hulle sterk in die geloof, seën hulle werk, dat die wêreld kan hoor dat daar net een naam is waardeur ons gered word. Gebruik elkeen van ons wat u naam bely, om u naam ook te verkondig, sodat die lof aan u uit die wêreld net meer en meer kan word. Maak dit nou stil in ons, ook in hierdie erediens. Ons vra dit van u, omdat u ons Vader is. Amen. Psalm 8 is 'n bekende psalm vir die koorleier met musiek, 'n psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vyande en wrakgieriges, tot swye gebring. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het. Wat is die mens dan dat u aan hom dink, die mensekind dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape, beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Dit is die psalm, dan lees ons ook uit Filippense 2 van vers 5 tot 11, dis ook 'n lied. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis.
Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Hier eindig ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit ook uitleef. Kom ons sing nou die gemeentelied. Broers en susters, so ons kyk vanoggend na die 2 liedere wat ons gelees het. Soos jy goed weet, is ons nou in die lydingstyd, die tyd voor Goeie Vrydag, wat ons eerskomende Vrydag vier. Die tyd waarin die kerk in besonder kyk na die lyding van Jesus Christus. En vandag is tradisioneel Palmsondag, die Sondag voor Goeie Vrydag, wat die intog van Jesus in Jerusalem herdenk. Jy onthou, hy het op 'n donkie daar ingery en die mense het langs die pad geskree Hosanna en hulle van hulle klere op die pad gegooi en palmtakke om hierdie koning wat nou die stad binnegaan soos 'n seëvierende koning te ontvang en te jubel en te juig oor die koning wat nou kom. Hulle eer hom. Christus se lyding, ons weet baie van sy lyding in die Bybel uit. Ons onthou dinge dat dit plaasvervangend was. Hy het gelei, hy het betaal sodat ons nie hoef te betaal nie, in ons plek gelei. Ons weet hy het vrywillig gekom. Dit was nie 'n moet nie. Hy het gekom omdat hy lief was vir ons. Hy kon ons gelos het dat ons self die skuld dra vir ons sonde deur vir ewig dood te gaan, deur hel toe te gaan. Maar hy het vrywillig gekom en homself kom oorgee aan die dood. En ons weet dat dit baie erg was. Die spoeg, die sla, die doringkroon, die kruisiging self. Ek weet nie wie van julle het die film gekyk van The Passion of the Christ nie. Dit is so 2004 se film, wat Jesus se geskiedenis op aarde baie realisties nogal uitgebeeld het. En veral die kruisgebeure, maar wat my die meeste getref het, was toe hulle hom gegeesel het. Omgeslaan het met 'n geesel, met 'n kats, stikkend geslaan het. Vir my gevoel, dit het net te lank aangehou. Nog gehou wat vleis uit sy rug uit ruk. Dit is verskriklik. Die lyding was erg. Ons kom later nou weer terug daarna toe. Hoekom het Jezus gekom? Die Bybel beskryf vir ons 'n klomp dinge. Jesus sê in Matteus 20, so is dit ook met die Seun van die Mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Hy het kom betaal in ons plek. Johannes 12 sê hy, ek het as lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. 2 Korintiërs 8, julle het die genade van die Here Jesus Christus, hoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Hy het terwille van ons, terwille van sondaars gekom, en ons moet hom daarvoor dank en loof met ons hele lewe. Dan kom ons by Psalm 8, wat 'n pragtige lied is, 'n mooi lied. Kom ons kyk daarna eers as gedig. Die gedig word omraam
deur Here ons Here, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Dit is bo en onder, dit hou die gedig by mekaar. En dan die inhoud van die gedig is in 2 oneweredige dele, vers 3 en dan vers 4 tot 9 is die tweede deel. Die vers 3 sê, kinders en suigelinge, babetjies, besing die lof van die Here, besing die grootheid van die Here. Hulle kan dit besing. Maar die Here se teestanders en vyande, hulle word stilgemaak. Hulle monde word toegestop. Hulle wat sterk en belangrik is en alles weet en hulle kan God nie loof nie. Maar babetjies wat nederig is, wat klein is, hulle kan God loof. Die sterkes word stilgemaak. Die kleintjies kan God loof. Vers 3 sê dan eintlik, wanneer jy groot is in jouself, dan kan jy God nie loof nie. Maar wanneer jy nederig is, wanneer jy klein is, nederig, dan kan jy God loof. En die tweede gedeelte, vers 4 tot 9, sê eintlik dieselfde, maar op 'n ander manier. Dit sê, vergelyk jou met God se skepping, kyk na die sterre wat God gemaak het, en vra vir jouself af, wat is jy werd voor God? Nou ek en Ronel en nog 'n paar mense het verlede naweek in die Gamkasberg tot bo op die berg gestap en daar geslaap. In die nag het ek uitgestap en daar op 'n bankie gesit. Daar's nie lug of ligbesoedeling nie. En dit was pragtig. Die Melkweg wat so lê en die Suiderkruis wat daar sit met sy 2 merkers. En toe het ek net weer besef, wat is die mens? Hierdie mens dat u aan hom dink. Die grootheid van God se skepping teenoor ons. En ons weet nou nogal heel wat meer van die sterrehemel as wat Dawid geweet het. Ons weet meer van die grootheid van die kosmos. Ligjare is nou al te klein om die afstande tussen die sterre uit te druk en hulle word te veel. Dis groot. En wie is jy dan? Dat God aan jou dink. 'n vuil stoffie op 'n piepklein planeetjie wat wentel om een van die sonne in ons sonnestelsel wat deel is van die Melkweg wat hier by 200 miljard sterre sonne het. 200 tussen 200 en 400. Dis te groot. God het dit alles gemaak. En wie is jy? In terme van daardie grootheid. Wie is jy dat God in jou aandag gee? Dit maak my eintlik bang. God is so groot en wie is ek? En dan kom jy onverwags in die Psalm. God het jou net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. God het dit gedoen. Jy's klein, maar God het jou groot gemaak, het jou sy kind gemaak. Hy laat jou heers oor die skepping. Die wilde diere, die makdiere, die wilde diere, oor alles. God gee vir jou aansien en eer. Jy in jou eie kleinheid in die groot skepping van God kan God nie eer nie. Jy kan God eers eer as jy weet wat hy met jou gedoen het. As jy weet wie hy en wat hy met jou gedoen het. Hy gee vir jou die kennis, die woorde, die besef. Ek moet hom eer, ek wil hom eer. Want net hy is God, hy is groot.
So die Psalm sê, loof God, want jy's klein, maar God het jou 'n ereplek gegee. God het jou net bietjie minder as homself gemaak. Net minder as 'n hemelse wese. Eer hom daarvoor. Met jou alles. Kom ons kyk nou na die tweede lied. Dit was waarskynlik ook 'n lied wat in die vroeë kerk gesing is, en Paulus het dit nou in sy brief aan die Filippense, haal hy nou die lied hier aan. Maar dit word voorafgegaan aan 'n paar oproepe aan die gelowiges. Hy sê, julle moet leef soos mense wat die blye boodskap oor Christus ken. Wat weet hoekom hulle bly is. Wat weet wat hulle was en wat God van hulle gemaak het. Hulle moet lewe met eensgesindheid, met standvastigheid staan daar in die uitleef van hulle Christelike waarde. Selfs al verg dit lyding, moet hulle standvastig bly. Niks moet uit eersug of hebsug gedoen word nie, eie belang nie. Jy moet nederig word, nederig leef. Hoor jy weer Psalm 8 daarin? En dan kom die inleiding van die lied. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En die lied beskryf Jesus se gesindheid. Hy is die seun van God, self God. Al die eer en heerlikheid en lof behoort aan hom. Hy is volmaak, vlekkeloos, rein, verhewe, volkome onbesmet. Die woorde raak op. Hy is alles wat ons op aarde nie is nie. Hy is verhewe bo dit alles, hy het dit gemaak, hy heers daaroor. Daar is niks wat stikkend of seer of onbeantwoord of verkeerd is nie. Daar is net volmaakte liefde, wat vir ons moeilik is om onsself voor te stel. Hy is heerser oor die kosmos waarvan ons Psalm 8 gepraat het. Hy het die sterrestelsels gemaak, hy laat hulle draai. Hy gee vir jou kos en vir die kleinste wurmpies soos ons sing. Maar dan staan daar in die lied dat hy hom nie aan daardie volmaaktheid vasgeklou het nie. Die ou vertaling sê hy het dit nie roof geag nie. Hy het dit nie gegryp soos 'n rower nie. Hy het nie daaraan vasgehou, daardie heerlikheid in die hemel nie. Hy het dit gelos en 'n mens kom word. Hy het homself verneder om mens te kom word. In die hemel wat volmaak rein is, het hy op hierdie klein met sonde bevlekte planeetjie mens kom word. Ek kan nie aan 'n kragtig genoeg kontras dink om sy vernedering te illustreer nie, van die hemel uit na die aarde toe nie. Sê maar, dis amper soos om uit 'n steriele operasieteater in 'n riool te duik. Hy het dit nie roof geag om daar te bly nie, hy het hiernatoe gekom. En toe hy hier kom, is hy verwerp, verstoot, verlaat. In 'n stal moes hy gebore word, want daar was nie plek nie, in 'n huis nie. Sy eie volk het hom nie geag nie. Die godsdienstige leiers wat hom moes herken het vir wie hy was sy vyande. Sy dorpse mense het hom weggejaag. Sy eie broers het nie in hom geglo nie. Die 12 apostels wat saam met hom geloop het, sy wonderwerke gesien het, sy leringe gehoor het. Hulle glo nie, hulle verstaan nie. Dink aan die vernedering daarvan. Jy leer vir mense 3 jaar lank met woorde en met dade. En jy sê vir hulle reguit wat jy gaan doen, jy gaan sterf en opstaan. En hulle glo dit nie. Dit is ook vernedering. Dan word hy uit sy eie binnekring verraai en verloon. Nie van buite nie, van
hulle wat naby hom was. En dan hang hy die onskuldige as 'n vervloekte sondaar aan die kruis. En daar moes hy uitroep, my God, waarom het jy my verlaat? Wat 'n vernedering was dit nie? Om dit te moes uitroep. En dit ter wille van ons. Broers en susters, ek dink een van die dinge wat hierdie lied vir ons wil vertel, is dat ons nie net teen die liggaamlike lyding van die Here moet bly vaskyk nie. Dit was verskriklik erg, soos ek net nou gesê het. Daar is al lang mediese artikels geskrywe wat verduidelik wat met jou gebeur as jy aan 'n kruis hang en jy kan nie oplig nie, jy kan nie asem kry nie, jou diafragma werk nie. Hoeveel pyn en dit nie tot gevolg nie. Dit was erg, maar dit was nie uniek nie. Die Romeine het duisende ander mense ook gekruisig. Baie van hulle het baie langer as Jesus aan die kruis gehang. Baie mense word vandag nog dood gemartel. Ook in ons eie land. Ek sê Christus se kruisiging was, die liggaamlikheid daarvan was baie erg, maar vir hom net om mens te kom word was al erger as dit. Die emosionele, die geestelike lyding het lang al begin voor Bethlehem, voor Getsemane, voor Golgotha. Sy lyding was meer as net die letterlike bloed. Om mens te word was klaar vernedering. Hy die heilige God, vlekkeloos rein, hy word as 'n vervloekte behandel, as 'n sondaar. Hy kom en hy word verneder homself om te betaal vir jou en my sonde. Dis net sy liefde wat dit moontlik gemaak het. Dan sterf hy, maar dan gaan die lied verder. Christus was gehoorsaam tot in die dood. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef. Hoor jy weer iets van Psalm 8? God maak Christus se naam die naam wat bo elke naam is. Die naam voor wie elke knie sou buig en sal buig en sal moet buig. En elke tong erken, Jesus Christus is die Here. Tot eer van die Vader staan daar. Sien jy hoe die sirkel vir Jesus voltooi word, van die hoogste eer en heerskappy, tot die vernedering van die kruis, van my God, waarom het hy my verlaat, dat hy die angste van die hel gelei het, tot hy weer verhoog word tot die hoogste eer, wat daar kan wees. Die lied loop daar die pad. Nou broers en susters, die mens se doel op aarde is om God te loof, om God te eer. En die twee gedeeltes sê, jy kan God net loof as jy nederig is. Solank jy op jou regte staan en jou eer beskerm, is daar nie plek vir God nie. Maar wanneer jy jou plek ken, wanneer jy weet hoe nietig en klein en sondig jy is, dan is daar volop plek vir God, om God te loof. God maak grootes klein, en hy maak kleintjies groot. Ons moet klein word, voor ons Vader, dan kan ons hom loof. Dieselfde gesindheid wat aan Christus was, moet in julle wees. En dan sê die lied, Christus het hom verneder,
ons ook. Ons moet dit self doen. En hy's verhoog met die hoogste eer wat daar kan wees. Hulle wat aan Christus behoort, hulle wat in hom glo, hulle deel in sy heerlikheid. Hulle wat in Christus is, deel in sy ryke erfenis. Nie hulle, nie ons. Ons wat glo. Hebreërs 2 vers 10. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Christus verwerf vir ons die hemelse heerlikheid. Dit wat hy in die hemel moes agterlaat eers om mens te kon word, wat hy weer kry, dit gee hy vir ons. En ons moet hom daarvoor eer. 1 Petrus 1. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Ons het 'n onverwelklike, onbesmette erfenis. Hy gee ons die nuwe lewe, hy gee ons die erfenis. Hy doen dit omdat hy God is en omdat hy genadig is. En ons moet hom eer. God maak ons sy kinders met genade. Hy gee ons alles wat ons is net. En ons moet dit gebruik om hom te eer. Ons het die rykdom van sy genade. Ons het sy vergifnis, ons het die evangelie. Ons moet dit uitdeel. Dit sal nie opraak nie. Eintlik, hoe meer jy die rykdom van God se genade en liefde uitdeel, hoe meer word dit. En ek daag jou uit om dit te probeer. Wees nederig, daar waar jy wil opgestaan het vir jouself. Wees nederig. Gee liefde, gee blydskap oor God se genade. Wees uitdelers van vreugde, van vrede, van hoop, van liefde. Dit is hoe ons God eer. Ons kan lekker saam sing as gelowiges en dit is mooi en dit is goed. En ons eer God daarmee, maar as jy jou hande uitsteek en liefde gee, liefdesdade doen, bystand gee, aanmoediging gee, en vertel van die evangelie, waar het nog nie gehoor is nie, dan eer jy God. Dan eer jy hom regtig. Daar waar jy die liefde wat jy ontvang het, gratis weggee. Dan leef jy tot God se eer. Ek sê weer, wanneer ons met sy liefde leef, loof en eer ons hom. Gaan doen dit. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, voor u grootheid het ons nie eintlik woorde om u grootheid te beskryf of te bedink nie. Mense woorde skiet te kort. Maar ons wil u eer met alles wat in ons is. Ons wil u dank vir die grootheid van die genade, die grootheid van die liefde in Jesus Christus, en dat ons hierdie blye boodskap kon hoor en mag glo. Dat dit ook vir ons, ja selfs vir ons, waar is. Versterk hierdie geloof in ons en dat ons gehoorsaam kan leef, met die liefde kan leef.
dat ons met ons oë op U gerig kan leef. Dat ons in hierdie lydingstyd opnuut bewus kan word van ons nietigheid, maar van die grootheid wat ons in Christus het. O Vader, ons dankie dat ons ook as gemeente saam kan wees om voorbinding te doen vir die wêreld. Daar is soveel materiële nood. Daar is nog groter geestelike nood. Gee dit mense die evangelie hoor en glo en hulle medemens dan met liefde behandel. Ons bid vir ons land en sy mense, hierdie land met sy probleme, met sy baie haat, verdeeldheid en onreg, dat U kinders ook deur hulle lewens 'n verskil hier kan maak. Ons bid vir U kerk in hierdie land. Seën U kerk dat elke gelowige tot U eer kan leef. Ons bid ook dat U vir ons sal sorg, want ons is afhanklik van U. Gee lewenskrag, geleenthede, gee reën op die regte tyd en sonskyn op die regte tyd. Dat ons in alles wat ons werk en doen, U ook kan eer. O Vader, ons dankie dat U vir Dominee Rudy en Nadine nog 'n welgestelde seentjie gegee het, dat alles goed gegaan het. Seën hulle as gesin en gebruik hulle ook hier in U koninkryk. Maar wees so met elkeen van ons, want U ken ons vreugdes, U ken ons hartseer, U ken ons bekommernisse. Ons vertrou op U, want net U is ons Vader. Ons vra hierdie dinge van U, in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by U elkeen wees. Amen.